Van my kant af baie welkom aan elkeen wat hier is en vir die wat op livestreaming na ons luister vanmôre. Ons gaan vanmôre papiere hier in die kerk invul en ons sal dit later op die webwerf sit dat jy dit daar kan kry. Okay, as jy so 'n vormpie nou voor jy het, wil ek hê jy moet net saam met ons werk, moenie oopmaak nie, moenie skeer nie, moenie binne in loer nie. Die wat hom oopgeskeer het, jy het 'n oomblik verloor. Skryf jou naam in die boonste blokkie in. Elkeen van ons wat hier is, wat jou naam in daai boonste blokkie inskryf, leef met hoop en aspirasies. Daai naam wat jy daar inskryf, het drome. Daai naam wat jy vanmôre daar inskryf, leef met jouself saam. Vir van ons is dit maklik en vir van ons is dit baie moeilik, maar jy's daar, jy's 'n realiteit vanmôre. En as jy vanmôre jou naam kan inskryf, beteken dit jy's nie dood nie, jy lewe. Dis 'n stuk genade vanmôre wat ons nie altyd besef nie, dat as ek my naam kan inskryf, is ek lewendig, ek is daar. Maar die waarheid is dat daar kom donker tye in daardie persoon wat jy vanmôre mee moet self saamleef, en baie keer wonder jy, waar's God binne in dit? Binne in jou tweede spasie. Skryf vir ons daarin, waarvan hou jy? Wat hou jy van om te doen? Ek byvoorbeeld hou daarvan om saam met mense te eet, of ek hou daarvan om kos te maak. Dis vir my baie lekker om kos te maak. Of om in die natuur te wees. Miskien hou jy van skilder, miskien hou jy van koffie, of wat? Waarvan hou jy? Waarvan hou jy? Moenie nou sit en dit by laat verbygaan nie. Hierdie ding gaan impak in jou lewe maak, so skryf in. Skryf vanmôre in, waarvan hou jy? In die derde spasie. Jy's 'n mens wat drome het en wat al drome verloor het en wat nie uitgewerk het nie. Skryf daarin die drome wat nie vervul is nie. Miskien wou jy die Idols gewen het en dit het nie gebeur nie. Miskien wil jy hê die Bulle moet die Curriebeeker weer wen. Ek weet nie wat is jou drome nie. Miskien is jou droom dat dit net met jou sal beter gaan, of dat miskien is jou droom dat mense net makliker gewig sal verloor. Miskien is jou droom dat mense almal sal kinders kry. Miskien is daar 'n diep droom in jou hart wat jy nog nie met iemand gedeel het nie. Niemand gaan sien wat op jou papier staan nie. Skryf in die droom wat nie vervul is nie. Miskien dat jy altyd werk sal hê en jy het nie werk op die oomblik nie, of dat daar krankheid in jou liggaam is. Miskien 'n teleurstelling met God. Jy's miskien vanmôre teleurgesteld met die Here en jy wil dit daar inskryf. Skryf dit in. Neem 'n oomblik daarmee. Ek self is deur egskeiding. Ek het gedink dit sal nooit in my lewe gebeur nie. Los spasie 4 oop en hou net jou papier by jou. Hier is die waarheid, as jy deur die lewe gaan, mag jy die lewe beleef. Baie keer het ons hierdie prentjie van Christendom dat ons mag nie die lewe beleef nie, ons mag nie teleurstelling beleef nie, en ons mag nie vra nie. En die woord is duidelik dat ons mag vra. Ek en jy mag emosie met God toon. Ons mag vir God wys hoe ons voel en met God daaroor praat. Dit is die amazing deel van om in 'n vader-kind verhouding te staan, is ek mag met God praat oor wat in my hart is. Ek mag rou eerlike gebede bid. Ek mag rou eerlike gesprekke met God hê. Hoekom? Want hy is my Vader. Dis die amazing ding van verhouding met hom hê. Weet jy mag bid oor goed, jy mag praat oor goed, jy mag partykeer kry ek nie eens woorde uit nie, partykeer is daar net hierdie knor amper in my hart en ek weet God weet. Want hy is my Vader, hy is betrokke in my lewe. En dan wanneer ons emosie het en wanneer ons emosie met mense deel, dan word ons partykeer al skuldig gemaak daaroor. Jy mag nie so voel nie. Ons het half hierdie ding van as dit by God kom, dan moet ons hierdie houding hê, ons moet voorgee. En dan raak ons religious, dan sê ons gaan net vir mekaar bid. En dan? Wat gebeur as jy vir my bid? Jy sien, baie keer wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan gee ons vir mense godsdienstige goedkoop antwoorde. Ons kan nie in ons land hierdie goedkoop antwoord hê, en ekskuus as ek jou offend vanmôre. Van waar ons in ons land is, gaan net gebed help nie, dit gaan nie net help nie. Ek en jy gaan van ons stoele af moet kom
en begin genade en liefde na alle mense toe vat. Dit gaan ons land verander. Nie net bid alleen nie. Verstaan jy, ons kan nie net religious raak en religious antwoorde vir mense gee nie. Ou het nou een tyd vir my, toe hy vir my vrou gaan het en ek sê het gaan swaar, toe sê hy gaan vir my bid. Ek sê vir hom, jong, ek weet nie of bid alleen gaan help nie. Ek kort 'n vakansie. Is reël. Ek gaan vanmôre uit Psalms met jou praat en Psalm 77 uitpraat en ek wil jou vanmôre leer om rou emosie teenoor God wat in jou Vader is, wat jou hemelse Pa is aan jou te openbaar, want God wil hê dat jy eerlik met hom wees, want weet jy wat, God kan met die eerlikheid van jou hart en jou lippe kan hy deel. Jy gaan hom nie surprise daarmee nie. Hoe praat jy met God, die een wat vir jou lief het en aan die ander kant is jy partykeer kwaad vir hom. Ek weet nie of julle dit beleef nie. Ek is partykeer dan sê ek vir die Here, waar is U in alles? Kan ek julle een van my teleurstellings deel? Julle weet, ons het ons harte op hierdie stuk grond gehad wat vir ons beloof was. Wat vir my gesê was, jy het die papiere volgende Woensdag. Nou ons gaan in ons 2de jaar in sonder die grond. Jy moet my hoor by God knor daaroor. Jy sal nie verstaan as jy nie verstaan dat dit ons op 'n gemiddelde Sondag moet ons 6 uur hier begin om reg te skuif en skoon te maak en in te dra en week na week dinge te doen en met die skool te moet deel en met almal te moet deel en almal te moet happy hou. Ek knor by God. Asaf, die skrywer van Psalm 77, is in 'n seisoen in sy lewe van teleurstelling. Dis vir Asaf, asof God nie reageer soos wat hy wil hê God moet reageer nie. God gee nie vir Asaf die antwoorde wat Asaf graag wil hê nie. En hier kom hy en hy begin in die Psalms te skryf in Psalm 77. Hoor hoe rou eerlik is Asaf. Hy sê, ek roep na God om hulp. Ek roep na God want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word, maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. En ek dink na en ek is verslae. Asaf sê eintlik in vers 2, sy gebed het nie gewerk nie. Ek weet nie wie van julle het al beleef dat dit vir jou voel of jou gebed nog nie gewerk het. Hy sê, as ek so in die nag lê en dink vers 7 en ek terugdink en ek prys, dan vra ek myself af, sal die Here my vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou en geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Hierdie is rou eerlik. Vers 10, het God vergeet om medelee met my te hê? Het hy in sy toring sy ontferming oor my onttrek? Hoor wat sê in vers 11, hierdie is rou. En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen. Asaf beleef 'n oomblik. Asaf vra eintlik die vraag, is God 'n beloftebreker? En miskien sit jy vanmôre hier en jy het al goed gevra en jy het gesê, Here, help my hiermee en help my daarmee en doen dit. En dit voel vir jou asof God se beloftes net nie in jou lewe gebeur nie. Jy het geglo jy gaan gesond wees. Jy het geglo jou probleme gaan opgelos wees. Jy het geglo dat you will live happily ever after en dit het nie gebeur nie. Jy het geglo jou familie gaan altyd by jou wees en van hulle is dood. Daar's 'n klomp goed wat in ons lewens nie uitwerk nie. En daar's binne in die misterie van goed wat nie uitwerk nie, is hierdie klomp vrae wat ons vra. Ons vra en dit maal en dit laat ons baie keer in ons geloof twyfel. Dit laat ons baie keer wonder, waar's God en hoekom funksioneer God soos wat hy funksioneer? Nou wil ek hier met wie jou papiertjie vat en nommer 4 invul. En skryf daarin die teleurstelling wat jy vir altyd sal onthou. Skryf daarin, wees eerlik vir eenmal in jou lewe en werk saam daarmee. En skryf in kolom nommer 4 die teleurstelling
wat jy vir altyd sal onthou. As jy langs iemand sit en jy wil nie hulle blootstel aan nie, maak 'n kruisie daarin, maar laat jy sal weet wat jy daar wil sê. Miskien 'n familielid wat dood is, of 'n ding wat nie uit te werk wat jy verloor het. Waaroor sukkel jy om oor te kom? Daai een ding wat jy nie verstaan nie. Jy bly met God stoei. Hierdie goed werk, maar hierdie ding werk nie. Daar's 'n vraag wat ek vir God wil vra. Skryf dit daar. Nou hier's die ding. Asaf het begin by homself. Psalm 77 toe hy begin skryf en praat met God, het hy begin by homself. Hy het begin by sy hartseer. Asaf se lewe het eers later begin antwoord toe hy begin fokus op wie God is. En hier kom die draai en ek gaan dit vanmôre vir jou probeer kinderlik verduidelik. Psalm 77 vers 12. Hy sê ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonders uit sy voortyd en ek wil u werk oordink en ek wil pyns oor u dade. O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? Ek wil jou vanmôre leer, die vertrekpunt in ons lewens moenie wees by I, myself en me nie, want dis daar waar ons verdwaal. Dis daar waar depressie begin, dis daar waar onttrekking aan God begin in jou hart, waar jy voel, ek wil nie met God amper praat nie en ek wil nie by hom wees nie. As ons begin by ons gebede by wat ons het, dan word dit I, myself en me. Sies tog arme wurmpie ek. Ek wil vanmôre vir jou challenge, as jy die lewe wil begin hanteer in donker tye en in swaar tye, fokus jy op God voordat jy fokus op jou seer, op jou teleurstellings en jou vrese. Ons is pas verby Goeie Vrydag en by Goeie Vrydag was God betrokke in die donkerste uur op aarde en die wêreld se geskiedenis en hy was in staat om dit deur te dra en Jesus uit die dood uit op te wek. Jy begin by 'n God wat in staat is om Jesus uit die dood uit op te wek. Dis waar ons begin. Ek moet so versigtig praat oor wat gebeur. Ek sê dit gou kategories. Ek is baie bly, daar was oor 1 miljoen mense gister bymekaar. Dis 'n beste ding wat kan gebeur as mense begin saam staan. Maar ons vertrekpunt is nie die donker in ons land nie. Ons vertrekpunt is 'n God wat in staat is om 'n wêreld te verander. Amen. As jy bid voordat jy op God fokus, is jou hele gebed my pyn, my hartseer, my teleurstelling. En dan moet ons verstaan vanmôre, ons hulp is van die Here. Jy moet dit vanmôre hoor. Jou hulp is van die Here. Jy kan vanmôre 10.000 keer bely. Gister stuur iemand vir my 'n klankbaan van wat ons behoort te bid na aanleiding van gister. Ons moet bely en sê ek sal nooit weer dit doen nie. Ek sal nie weer drink nie. Ek sal nie weer na porn kyk nie. Ek sal nie weer buiteegtelik seks hê nie. Dis nie goed wat gebid was. Dan wil ek vir almal sê, jy kan dit nie reg kry nie. Jou hulp is van die Here, want is net hy wat deur sy Gees jou kan help om sy weg te stap. Amen. Hoeveel keer het jy al gesê ek gaan nooit weer nie en dit weer gedoen? Kom by 'n punt waar jy verstaan my hulp is van die Here alleen. O mag God ons help om reg afhanklik van die Here te leef. Jy sien, ons sien hulp as die antwoord baie keer waarna ek soek. En luister mooi, luister wat ek sê. Ons sien die hulp van die Here slegs baie keer as die antwoord waarna ek soek, terwyl dit is dat hy baie keer sy hulp gee, hy tree toe in liefde om jou te dra deur dit wat jy gaan. Is julle by my? Ons wil baie keer hê, nou het ons gebid, nou moet die land verander, vanmôre moet die president wegwees of iewers moet iets anders verander en alles. Kom ek sê vir jou, die ander kant is waar. My hulp is van die Here en as ek deur 'n dal moet gaan, dan sal hy by my wees en hy sal my deur 'n dal vat, want after all stel hy presidente aan en af. Ons moet kyk wat ons glo, ons kan net glo wat die Bybel vir ons sê.
Ons moet verstaan, ons hulp is van die God wat groter is en wat sy liefde groter is as dit wat ons deurgaan. Ons los doelbewus hierdie op, hierdie prent hier agter my op, dat jy vanmôre en in hierdie volgende paar weke sal verstaan, dit is die prys wat betaal was, sodat ek en jy heel kan wees, sodat ek en jy kan opstaan in ons lewens, sodat ons kan vorentoe beweeg, en sodat ons deur die dinge kan gaan, want nêrens in die woord is daar 'n belofte, dat ons nie deur storm sal gaan nie. Die belofte is, as jy deur die storm gaan, is ek daar. Nou vra ek jou die vraag, wat het jy in jou 4de spasie geskryf? Dit wat jy in jou 4de spasie geskryf het, is die vertrekpunt om te fokus op God wat groter is as dit. Is julle by my? Dis die vertrekpunt. As jy lees wat in jou 4de spasie is, of vanmôre dink aan wat in jou 4de spasie is jou vertrekpunt. As ek dit lees, as ek sê, dat het nie gebeur nie, of dat is die teleurstelling, dan begin ek by, God is groter, want sy liefde is groter as dit wat in my lewe gebeur het. Luister wat skryf Asaf verder, wanneer hy met God praat. Hy sê, as ek in al die werke oordink, en ek wil pyns oor die dade, dat sy God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos ons God? Hy sê, u is die God wat wonders doen. Luister vanmôre, u is die God wat wonders doen. U het sterkte onder die volke bekend gemaak. Vers 16, u het die volk met sterk arm verlos, die kinders van Jakob en Josef. Die waters het u gesien, o God, die waters het u gesien. Hulle het gebewe, ja, die watervloede het gesidder. Hy sê die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor, en ook het u pyle rondgevlieg. Die rollende donder het weer klink, bliksems het met die wêreld verlig, en die aarde het gesidder en gebewe. U weg is in die see en die paaie en groot waters, u spore was nie te beken nie. U het u volk soos skape gelei deur die hand van Moses en na Aaron. Hy verwys na God wat Israel uit ballingskap uit weggevat het, Israel wat uit slawerny weggevat is na 'n beloofde land toe. Hy verwys daarna dat God die wonders gedoen het. Dit is nie die mense wat die werk gedoen het om 'n rivier of 'n see te kloof nie. Dis nie mense wat vir meer as 1 miljoen mense elke dag kos gegee het en 'n wolkkolom om hulle te beskerm van die son en vuur om warmte te bring in 'n lewe nie. Dis God wat hierdie dinge doen. Maar sien die prentjie, want iewers het ons hierdie towerstafie wat ons wil in hierdie Ethiopië lewe en ons wil in hierdie Ethiopië bly waar alles net met 'n fairy tale lekker regkom en lekker lewe. Weet jy wat? God vat jou deur die woestyn en hy sal jou deurdra. Jy gaan aan die ander kant uitkom want hy bly getrou. Amen. Hy dra jou deur die woestyn. Dis nie hy wat jou daarin lei nie, dis hy wat jou daar deurdra. Hier is die storie, wat is jou beloofde land? Wat is die belofte waaraan jy vashou? Wat is die belofte wat jy dalk al begrawe het? Wat is die belofte wat vir jou groot en kosbaar in jou lewe is? Vir Israel was dit, hulle moes Jerigo toe gaan. Vir Israel was dit 400 jaar. Dis langer as Jan van Riebeeck terug. Was hulle slawe gewees. 400 jaar slawe. 40 jaar, maak 'n prentjie, ons kerm oor 'n week en 'n maand en 2 jaar en 10 jaar, 40 jaar in die woestyn. 40 jaar. Nie kom hulle by die beloofde land aan Jerigo. En hulle moet instap. En weer sien hulle die onmoontlikheid wat moet plaasvind. Want weet jy wat? Voor Jerigo het daar 'n rivier verbygeloop. En ons verstaan nie God se timing altyd met hierdie goed, wanneer daar storms kom en dan lyk dit nog moeiliker nie, want weet jy wat, as ek die Here was en ek het sou beplan het om hulle deur die rivier te vat, sou ek hulle mooi laat stap het in die woestyn en hulle laat deurstap het in die droogte tyd. En God vat hulle deur in die reenseisoen wanneer die rivier afkom en vloede is. Ek sou net daar gestaan het en gedink het, God, is jy crazy?
Hoe is jou beplanning? Jy's nie 'n boot nie. Hoe vat jy 1 miljoen mense deur 'n rivier wat in vloed is? Hoe gaan jy deur jou ding kom? Jy kyk vanmôre vas in 'n rivier wat in vloed is dalk, in 'n storm. In 'n ding wat nie werk nie, 'n ding wat dalk nie gebeur het in jou lewe nie. Maar hoor hierdie amazing ding, God sê vir hulle, julle sal droog deur die rivier gaan en julle sal in die beloofde land ingaan. En daar gebeur 'n amazing ding. In Josua 3. Daar's 'n stad, 'n dorp, 14 kilometer op, weg van Jerigo af, met die naam van Adam. En die rivier het daar opgedroog en opgehoop. En Israel het reg voor hulle oë 'n wonder aanskou wat op 'n ander plek gebeur het. Hulle kon nie die wonder sien gebeur by die stad Adam nie. Jy sien, ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat God is baie keer stroom op in jou lewe besig om probleme op te los en jy fokus net op wat jy nou sien. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is besig, God is aan die werk. God is aan die werk in ons land. God is aan die werk in jou lewe. Maar as jy die heeltyd net na dit wat jy voor jou sien kyk, gaan jy mismoedig raak. Ons moet ons vertroue in 'n God sit wat werk wanneer ons nie sien nie. Amen. Ek wil jou vanmôre bemoedig. In my advertensie het ek gesê, hier's hoop. En ek wil vanmôre vir jou die hoop gee dat God is besig, God is aan die werk. Jy sien nie vanmôre die antwoord voor jou nie. 14 kilometer weg. Israel staan en sê, hoe gaan ons deur hierdie rivier kom? 14 kilometer weg by die stad Adam is God besig om die water op te hoop, sodat hulle droë voet kan instap na die belofte wat God vir jou gegee het. Hy's getrou. Ek praat beeldspraak, maar soms gaan ons deur 1000 begrafnisse in ons lewens, ook soms van mense. Partykeer begrawe ons soveel drome en hoop in ons lewens en ons raak mismoedig en ons praat dood in ons eie lewens. Ons praat dood oor die God wat groter is in sy liefde as enigiets wat ons beleef. Ons sê hy kan nie, dis nie in staat nie, of ons gee oor en ons wonder, kan dit ooit verander in ons lewens? Terwyl niks ons kan skei van die liefde van God nie. Weet jy hoekom nie? Hierdie versie maak ons altyd so ver. Weet jy hoekom kan niks ons skei van die liefde van God nie? Want in sy liefde is hy onlosmaaklik deel van jou. Amen. Onthou julle Goeie Vrydag. Hy bemin jou. Hy smag na jou. Hy het jou deel van sy drie-eenheid gemaak deurdat hy deur sy gees binne in jou kom bly. Hy's deel van jou, hy kan nie jou los nie. En weet jy wat, hy ween as jy ween. Hy het compassion met dit wat jy deurgaan. Want jy sy blyplek. Jy sy tempel, sê die Bybel. Miskien soek jy nog, miskien wonder jy waar is God, dan wil ek vanmôre vir jou sê, God bestaan of jy dit wil glo of nie. En in my lewe het ek agtergekom in die laaste paar maande en in die laaste paar jare in my lewe dat God se goed is nie altyd vir my logies verklaarbaar nie. Mense kom sien my in my kantoor en wil hulle logiese verklaring sê vir dit wat hulle in hulle lewens deurgaan, dan moet ek vir hulle eerlik sê, luister, as pastoor, as jou leier, weet ek nie. Want ek glo nie aan goedkoop antwoorde nie, ek glo nie aan leuns nie. Al wat ek weet is ek het geleer dat ek moet bly stap. Just keep walking.
Hier's 'n ander ding. Daar's sekere goed in jou lewe wat nie gaan verander totdat jy nie self deur dit gestap het nie. Weet, party ouens wat glo in die wegraping, hulle glo dat in een oomblik gaan die Here jou net sommer net vat, wil partykeer net daai knoppie bly druk, jy weet, rapture, die Here vat my weg. Ek en jy as kinders van God moet leer om met dignity deur hierdie lewe te stap. Ons kan bid tot ons blou is, ons land gaan nie verander as ons as gelowiges nie, as gelowiges, luister na my woorde. Nie 'n label gelowige nie, as mense wat glo, nie gaan begin leef in hierdie land nie. Want die wêreld kyk na ons en sê hulle, julle is gelowiges, maar hoor hoe praat julle? Kyk hoe reageer jy as 'n storm kom? Iewers moet hulle sien, weet jy wat, al val 10,000 aan my sy, die Here is by my. Amen. Daar's sekere goed wat 'n ou net in die woestyn leer. Daar's goed wat ek in my lewe geleer het in die moeilikste tye wat vandag my sterkste eienskappe in my persoonlikheid en in my karakter is. Wat kan ons leer? Wat kan ons leer uit hierdie storie? In my eie lewe moes ek leer om met waarheid na myself te kyk en nie mense te blame nie. Dink maar vir jouself, wat kan jy leer? Ek moes leer dat verliese is nie die einde van die wêreld en die einde van die lewe nie. God kom en hy bly deurdra en hy bly getrou. God bly getrou. Hy help. Een van die grootste goed wat ek in my lewe moes leer is dat my ego te groot is. Want solank as wat jou ego groot is en dit is I, myself and me, kan God vir jou niks doen nie. Want hy voeg hom by die nederige van hart. Die belangrikste ding wat ek seker geleer het is ek weet nie alles nie. En ek het nie al die antwoorde nie. Ek het geleer dat God het my geroep om daar nie te wees en niemand anders nie. Ek het geleer dat ek het vriendskappe nodig. En dat ek baie meer genade moet uitdeel aan ander mense. Psalm 77, toe Asaf homself uithaal uit die middelpunt van sy nood, het sy perspektief verander. Luister wat ek sê, in Psalm 77, toe Asaf homself uithaal uit die middelpunt van sy nood, toe dit nie meer I, myself and me is nie, maar dit is daar's 'n God wat groter is in sy liefde as alles wat ek beleef, het Asaf se lewe verander. Vers 14, alles wat u doen is heilig, o God. Waar is 'n God so groot soos ons God? My gebed is, na hierdie naweek van bid, en ek bly positief, onthou ek is positief daaroor, ek glo daar gaan goeie vrug wees. Hulle sê wat 1,7 miljoen mense het kaartjies gekoop, of bespreek. Weet jy hoe amazing sal dit wees as 1,7 miljoen mense huis toe gaan, en begin leef, omdat hulle God groot en heilig is. En week na week kerk toe gaan, en week na week voedsel kry, en week na week dit uitvat, en gaan uitleef buite in die samelewing. Met die wete, alles wat u doen, o God, is heilig. Alles, sê saam met my alles. Ek sluit af. Bekende vers. Romeine 8 vers 35 tot 37, hy sê, kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Hoor nou. Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging
honger of koue of gevaar of doodsdreiging dit kan regkry. Hy sê selfs die skrif verklaar tog, om u ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. Hier's die ding. As jy kind van God is, beteken dit nie dat dit smooth sailing gaan nie. Dit gaan beteken dat jy dalk in jou huwelik moet betrokke raak. Dit gaan dalk beteken dat jy van jou stoel af moet opstaan en werk gaan soek. Dit gaan dalk beteken dat jy moeilike gesprekke met mense moet hê en gaan sê ek is jammer en verhoudings herstel. Dit gaan dalk beteken dat jy moet ophou om oor jouself te dink 24 ure 'n dag en te begin leef vir ander mense. Want hierdie skrif, hierdie gedeelte sê, it's not smooth sailing. Dit beteken jy word gereken as 'n slagskaap, iets wat uitgelewer is aan 'n samelewing en aan 'n wêreld. Maar weet jy wat sê hy dan? Tog is ons ten spyte van hierdie dinge besig om 'n super oorwinning te behaal en ek hou van hierdie vertaling. Oorwinnaars deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys is. Ons is besig om 'n super oorwinning. Daar wat jy geskryf het, hier's my teleurstelling, hier's my seer, hier's die dinge wat nie vir my uitwerk nie, waar jy gevoel het, nou kan ek myself lekker jammer kry. Ek wou jou nog getempt het om jouself goed jammer te kry en saam vir jou nog 'n rol toiletpapier uit te deel, dat ons lekker kan huil. God se liefde, luister mooi. Hierdie ding vat aan ou. Terwyl ek voorberei het ek emosioneel geraak. Maar God se liefde is groter as dit wat jy ooit in jou lewe beleef het. God se liefde is groter as jou grootste teleurstelling. God se liefde is vanmôre groter as jou storm en stryd wat jy in jou lewe beleef. Maak saam met my jou brief oop. Terwille van die luisteraars gaan ek dit hardop lees, maar jy kan dit vir jouself lees. Want daar's vir jou 'n brief van God geskryf wat op jou van toepassing is. Maak hom oop en dan lees jy jou brief. Liewe, wat ook al jou naam is, weet jy dat ek jou liefhet meer as wat jy ooit kan dink. Die waarheid is dat dit is so van die grondlegging van die aarde. Ek het jou in gedagte gehad. Daar was nooit en sal nooit 'n ander jy wees nie. Die jy wie jy is kosbaar vir my omdat ek jou liefhet en ek is gelukkig. Ek wil jou gelukkig sien en ek hou daarvan wanneer jy die dinge doen waarvan jy hou om te doen. Om jou te sien glimlag en die lewe te geniet, maak my vaderhart baie bly. Ek weet dat die lewe nie altyd maklik is en soms moeilik raak. Ek weet dat dit jou selfs kan ontkant vang en ek weet dat jy drome gedroom het soos om wat jy ook al daar geskryf het. En dat dit vir jou onbereikbaar en selfs onmoontlik lyk vanmôre. Moenie opgee nie. Jou lewe is nie verby met 'n teleurstelling nie. Ek het jou lief en het groot planne vir jou. En ek werk dat jou teleurstelling wanneer jy dink aan daai ding in jou lewe wat jy gevoel het jy kan nie hanteer nie, gebeur. Ek merk dit op, sê die Here, ek neem kennis daarvan. Maar moenie bang wees nie. Moenie twyfel nie. My liefde is groter as alles wat jy sien en beleef. Ek is groter as enige uitdaging, siekte, probleem, seer kry en mislukking wat jy ervaar. Hoekom? Want ek is lief vir jou, vertrou my, sê die Here. Hier is wat ek vir jou wil sê. Kom na my toe en vertrou op my liefde vir jou. Ek bedoel dit. Jy gaan nie alleen deur hierdie goed nie, ek is by jou. Ek sal en wil jou dra as jy my sal toelaat. Moenie vrees nie, want niks kan jou van my liefde skei nie. As jy gereed is. Ek wil my liefde wat groter is as alles op jou uitstort.
Ek begeer die beste vir jou lewe. Liefde, die God wat jou intens liefhet. Kom ons maak almal ons oë vir 'n oomblik net toe, so 'n oomblik van privaatheid. En ek gaan vanmôre net vir jou bid. Waar jy jou eie hart voor die Here oopmaak, rou eerlik is, wil ek vir jou bid. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen wat hier sit, wat vanmôre emosies beleef het, wat vanmôre dalk by onsself begin en sê ek kry myself jammer hieroor. Hierdie ding pla my, hierdie ding kan ek nie uit my brein uitkry nie. Dankie dat U besig is om stroom op 'n wonderwerk vir ons voor te berei. Ons sien dit nie nou nie, maar ons weet ons gaan dit sien, want die Here is getrou. En dankie al is die uitkomste nie altyd soos wat ons die antwoord wil sien nie, is die uitkomste groot omdat U God is en omdat U beter weet en omdat U in ons lewens betrokke is deur U Vaderliefde en omdat U ons beskerm en vashou en sal deurdra deur die donkerste tye van ons lewens. Ons kom vandag met 'n wilsbesluit om ons aandag en ons fokus van onsself af weg te vat en te begin by die God wat groter is as alles. Wat se liefde onbeskryflik is en wat se hart vir ons ingerig is dat dit met ons sal goed gaan. En ek bid dat hierdie geloof vanmôre in harte gevestig sal wees. Ek bid dit in Jesus se mooi naam. En ek dank U daarvoor. Amen.